'n Bybelse wêreldbeeld, Romeine 12, vers 1 en 2. Nou dat vrede uitgebreek het in die Midde-Ooste, kom mens maar net agter hoe verskillend die opponerende partye kyk na dieselfde realiteite. Elke kant sien homself as die wenner en verkondig luidkeels vir almal wat luister dat hulle oorwin het. Mens sien twee wêreldbeelde wat aan die afspeel is wat radikaal van mekaar verskil. Twee ouens sit in die kroeg en bespreek die wêreldgebeure. Well, apparently you haven't heard. Personal opinions are the new facts. Het lyk of partypolitici dit absoluut glo, asof hulle opinie waar moet wees. Die alternatief is ondenkbaar. Dis soos die vrou wat mooi geluister het na die man se opinie. I understand your worldview, but what world are you coming from? Dit verskil duidelik hemelsbreed van hare. En dalk het die visies beet met sy goeie raad vir die ander vis wat staar aan die lewe ander kant die glas. Trust me, we're better off in here. Jou siening van hoe dinge is aan die ander kant bots dikwels met die realiteite van waar jy tans is. Baie van ons dra brille of kontaklense. Party doen dit al van kinderjare af. Party is versiende en ander is nabysiende. Eers raak jou arm te kort om te sien wat daar geskryf staan, en moet jy al meer frons om die lettertjies te herken. Later bly alles maar uit fokus totdat jy 'n leesbril opsit. I can help you with your reading vision, but you probably should have an orthopedic specialist look at that arm, sê die dokter. Ek onthou hoe ek destyds by Daiso so 'n goedkoop leesbrilletjie gekoop het, nadat ek 'n bloukie by Ace Hardware geloop het deurdat ek nie die skrif op die pakkie skroewe kon lees nie. Ek stap terug met die bril en jou waarlik waar toe kon ek alles duidelik sien wat daar op die pakkie geskryf staan. Twee tannies probeer kop of ster uitmaak van 'n skildery. I don't think he had a unique view of the world. I think he lost a contact lens, sê sy. En deesdae is daar oral leesbrille in ons huis, want die goed is gedurig soek. Dikwels mense 'n bril nodig om 'n bril te vind. Dit vat 'n lang ruk om gewoond te raak aan 'n bril en om te leer om dit te gebruik en saam rond te dra. Dis so asof die mens se inherente trots daarteen veg, so asof jy minder mens sou wees as jy met 'n bril op betrap sou word. Natuurlik bied oogartse allerlei oplossings vir jou, sodat jy vandag nie eers meer 'n bril nodig het nie. Een van die verbasende oplossings wat ek gereeld gesien het by die oogkliniek waar ek gewerk het, was orthokeratology, waar jy elke aand met 'n spesiale lens aan gaan slaap, wat dan die oog hervorm. Soggens haal jy dit uit en dan kan jy weer normaal sien soos voorheen sonder brille of kontaklense. En dis veral sportmense wat baat vind daarby, want dan kan hulle sport na hartelus beoefen, sonder die lastigheid van 'n bril wat gedurig afval of opskuif op die neus. Maar ook kinders vind baat daarby, en deurdat hulle 'n normale lewe kan lei van speel en biljart bedags, terwyl hulle snags met die lens weer gekalibreer word. In ons eeu waar skerms van fone of televisie ons oë beïnvloed, vertraag of stop hierdie tegnologie die agteruitgang van jou visie, sodat jy bedags normaal kan funksioneer. Can we swap glasses? It might help me to see your point of view, vra die man. Hoe dikwels sukkel ons nie om iemand anders se kant van die saak te sien nie. Jy was seker al in 'n 3D fliek waar hulle sulke groen en rooi brilletjies uitdeel, sodat jy die 3D effek daarvan kan sien. En daarsonder lyk alles maar so vaal en uit fokus, so asof daar iets verkeerd moet wees met die fliek. Maar sit daai brilletjie op en jy sien skielik diepte en hoogte wat jy nie voorheen met jou gewone oë kon raak sien nie. Nuwe dimensies. Wanneer iemand dan 'n klip na jou toe gooi, koes jy sommer, want dit voel so werklik. Eintlik gebruik ons almal lense om die wêreld rondom ons mee te aanskou. Dit wat jy sien, maak saak. Party van ons sien die glas as half vol en ander sien die glas as half leeg. And normally I'm an optimist, but yeah, the glass is definitely half empty. Klaar die vis toe sy tank se water nog verder sak. Party kyk na die lewe deur optimistiese rooskleurige lense, terwyl ander weer erg pessimisties die lewe aanskou deur donker lense. Partykeer wens mens dat iemand net 'n slag die ander kant van die lewe kan sien.
In wese is 'n wêreldbeeld die lens waardeur jy kyk. Dit beoordeel die wêreld rondom jou sodat jy dit kan probeer verstaan. Dis die raamwerk van waar ons die realiteit rondom ons raak sien en probeer sin maak daarvan. What's the big idea wearing glasses, Nelson? I thought it would make me be more like you. How did it go? They just made me dizzy and confused. It sounds like it worked, sê die oupa. Die ou besoek die brilwinkel met 'n ongewone versoek. I tend to look on the negative side of things. Do you guys do rose-colored glasses? 'n Pa verduidelik aan sy dogter hoe die lewe werk. Sy luister mooi en reageer dan. Those are the facts of life as you see them. That there are no superheroes. Santa Claus isn't real. There is no giant bunny who delivers Easter eggs. And the government lies to us. Hierdie pa verduidelik vir sy seun hoekom dit nodig is om gedurig te leer in skool toe te gaan. While you're young, your job is to download and store as much data as possible, no matter how strange some of it seems. Then one day, you'll realize that a very cool utility program called Wisdom has interlaced with your operating system, and bingo, life will make a lot more sense. Iemand bieg teenoor sy terapeut. Ek het nie 'n depressie nie. Dis bloot 'n gerieflike akkurate wêreldbeeld. My prentjie van die wêreld. Op geestelike gebied kan men sê dat jou wêreldbeeld 'n patroon van idees, geloofsoortuigings en gewoontes is, wat vir jou help om sin te maak van God, die wêreld en jou verhouding met hulle. Jy het seker al gesien hoe 'n 2-jarige glo dat hy of sy die sentrum van die wêreld is en alle aandag verdien. Het is vir hulle ondenkbaar dat die wêreld nie om hulle wentel nie. Hierdie restaurant gaan dalk stil wees, maar nie juis 'n vibreer van kinders nie. Well-behaved children welcome. The rest will be made into sausage rolls. Of kyk sommer na jou foon se missie. I'm your phone. I feed you filtered opinions to reinforce those you already have. En dis seker die maklikste manier om 'n skewe wêreldbeeld op te tel. 2 ouens stap verby 'n teken wat vir hulle wys waar die waarheid te vind is. Ignore that. Social media tells me that the truth is a conspiracy to keep us in our place. 'n Sekulêre humanis glo dat die materiële wêreld wat hy kan sien, al is wat daar is. 'n Boeddhist glo weer dat hy verlos kan word van 'n ewige siklus van swaar kry deur homself te reinig. Absurdisme is 'n wêreldbeeld wat staan vir 'n lewe wat betekenisloos en absurd is. Dis absurd om betekenis te soek as dinge geen betekenis het nie. Hedonisme is 'n wêreldbeeld wat fokus op maksimum plesier en minimum pyn. Dit beteken 'n leefstyl wat gefokus is op eet, slaap en om die lewe te geniet. Calvin sê, when you are a kid, you don't have much variety of experience. You live with your parents and that's all you know. You grow up thinking whatever they do is normal. En dan kom sy pa in van buite af waar het sneeu. What a day, up at 6, a 10-mile run in the sleet, and now a big bowl of plain oatmeal. How I love the crazy hedonism of weekends. Calvin herdink sy siening. Well, maybe normal is too strong a word. I think we'd know normal if we saw it, antwoord sy tierhops. Pastafarianisme is 'n wêreldbeeld wat tegniese afgodsdiens is, wat die absurditeit van spesifieke dogmatiese wêreldbeelde bevraagteken. Dit word ook genoem die godsdiens van die vleiende spaghetti monster. Nihilisme is 'n wêreldbeeld wat sê dat niks saak maak nie, so jy kan maar net sowel die lewe geniet, risiko's neem en jou nie moeg maak met die kans vir mislukkings nie. My lewe het geen betekenis nie, dus kan jy doen net wat jy wil. Die ou se vrou stel 'n vraag aan hom wat hom aan die dink sit. Why do we need a widescreen TV to watch narrow-minded views? Almal het 'n eiertjie te lê. Ons sien dit veral as mense begin praat oor die oorlog, so asof hulle opinie en standpunt die enigste ware een is. Granddad tells us to see the big picture, so we're watching more TV.
bieg die kinders wat voor die groot TV-skerm hulle tyd verwyl. En hoewel dit goed is om die groter prentjie te sien en waar alles inpas, gaan meer TV kyk nie juis dit vir jou gee nie. Postmodernisme is 'n wêreldbeeld wat sê dat alle waarheid relatief is. Dus kan jy die realiteit behandel en kies asof jy jou eie avontuurboek saamstel. Die pa sê vir sy kind om op te hou om haar naels te byt, en die kind reageer. Identity killer, I am what I eat. Postmodern irony, right? The creativity is in the price. Pragmatisme sê weer, ek wil hê wat ook al vir my sal werk. Individualisme sê, my belangstellings is die sentrum van my realiteit. Alles gaan oor my. Twee boemelaars sit op 'n bankie. What's your philosophy of life, Vince? Die ander ou antwoord, trial and error has always worked for me. Consumerism of die verbruikerskultuur sê, my waarde word bepaal deur dit wat aan my behoort, dit wat ek het. As ek nie dit of dat het nie, het ek geen waarde nie. Naturalisme sê, omdat hierdie wêreld al is wat daar is, kan ek lewe net soos wat ek wil. Al die ander is blind, net ek is reg. Tydens 'n skoolvergadering bieg die hoof. In hindsight, I believe our oversight was short-sighted. At least that's my insight. Morele relativisme sê, my waarheid is meer belangrik as absolute waarheid. Ek kies wat is aanvaarbaar en wat nie. Moralistiese terapeutiese deïsme sê, God is nie betrokke in my lewe nie, maar ek wil hê dat die probleme in my lewe opgelos moet word. God moet dus spring volgens jou wense en inpas by jou begeertes. God is vir jou soos 'n genie wat jy kan hiet en gebied. Hello there, you rang? How can I make you feel better right now? How can I serve you? Wow, you're looking nice today. You are just the greatest thing ever, aren't you? Man, am I lucky to be your God. Die kind vra teen bedtyd vir 'n storie by sy ma. Ek wil 'n storie hê wat nie my wêreldbeeld sal uitdaag nie. Of soos iemand anders gesê het, ek glo wat ek glo, moenie dat die feite inmeng in met my geloof nie. Die apologeet Frank Turek verduidelik die uitdaging van vandag. Die meeste mense soek nie na die waarheid nie. Hulle soek na maniere om gelukkig te wees. Wat ook al vir hulle kan gelukkig maak, sal deur hulle nagejaag word. Die ou sit voor die TV toe daar skielike waarskuwing opkom. The following program was formatted to fit your small constipated view of the universe. Ons siening van die wêreld word baie gevorm deur die eensidige data wat ons inneem. Ons wêreldjie is tans besig om deur 'n paar groot skuwe te gaan waar mense se siening van die waarheid geskit word en hulle geloof onseker begin raak. Ons wêreldbeeld word gevorm deur die dinge waaraan ons blootgestel word. Die klein kameeltjie sit en lees 'n boek, toe hy afkom op konsepte wat ver buite sy wêreldbeeld en ervaring lê. Maar ek verstaan nie hierdie storie nie. Wat is 'n roomys en wat is breinvries? Ons wat al 'n ysige roomys geëet het, sal verstaan hoe dit voel as jou kop later pyn van die koue in jou mond. Psalm 11 sê, as die fondamente omgegooi word, wat kan die regverdige doen? Of as die fondamente ondermyn word, wat kan die regverdige daaraan doen? Hoe kan ons as volgelinge van Jesus steeds ons oortuigings bou? Hoe kan ons vol moed en omgee wees as die kulturele klimaat rondom ons aan die verander is? Dit is nodig vir ons om te weet wat ons glo, hoekom ons dit glo, en hoe ons dit kan kommunikeer met ander. Moenie uit jou geloof geskit word nie, en moenie jou skaam vir die evangelie nie. Wees gegrond in die waarheid, lewe vanuit God se genade, sodat jou geloof in Christus jou eie lewe sal verander, en tot seën kan wees vir 'n gebroke wêreld. Wat jy glo omtrent God se woord gaan bepaal wat jou siening van die wêreld rondom jou is. As jou wêreldbeeld nie uit God se woord kom nie, sal dit kom vanaf die wêreld. Volgens George Barna se navorsing het die mense met 'n Bybelse wêreldbeeld afgeneem van generasie tot generasie. Hy het gevind dat net 10% van die boomers 'n Bybelse wêreldbeeld het. 7% van die Gen X'ers
6% van die millennials, 4% van die Gen Z generasie. Sy bevindings maak 'n mens nogal bang. Dit lyk of 'n Bybelse wêreldbeeld aan die uitsterf is. Wat van die Gen Alpha en Beta generasie, gaan hulle nog aan iets glo? Volgens die American Worldview Inventory van 2023 het wedergebore gelowiges wat sê dat hulle toegewy leef en hulle geloof uitleef gekrimp van 85% na 50% oor die laaste 3 jaar. Wat jy glo omtrent God se woord, gaan bepaal hoe jy die wêreld rondom jou gaan sien. Iemand het 5 gevaarlike sienings geïdentifiseer waarmee Christene sukkel, bloot omdat hulle nie die Bybel ken nie. Party glo, God wants me to be happy, maar dis nie Bybels nie. God calls us to holiness, not comfort. Party glo, if I have enough faith, God will heal or bless me. Die waarheid is egter dat geloof God se wil vertrou, nie ons eie wil nie. Party sê, all sins are equal in God's eyes, maar die waarheid is dat party sondes groter gewig en gevolge dra. Party sê, you can name, claim and declare your reality. Die waarheid is dat ons nie klein goetjies is nie. Ons bid met geloof, nie met beheer oor die realiteit nie. Party sê God, God will never give you more than you can handle. Maar die waarheid is dat God dikwels meer toelaat as wat ons kan hanteer, sodat ons meer op hom kan vertrou. So wat is 'n wêreldbeeld? Dit affekteer ons siening van die realiteit, ons waardes en ons optrede. Ons wêreldbeeld bepaal wat ons glo omtrent die waarheid. Ons geloof bepaal wat ons glo nog waar is. Ons waardes bepaal wat ons glo goed en sleg is. Ons optrede beïnvloed wat ons doen. Die paartjie was van siening dat die aarde plat is, maar hulle waag dit om 'n reisagent te besoek. We're keen on a round the world cruise. Dit behoort hulle prentjie van die wêreld op te kikker. God se woord wil ons uitdaag om alles te sien deur die lens van God se woord, sodat ons getransformeer kan word. As ons nie met opset getransformeer word deur die woord nie, sal ons al meer begin lyk en dink soos die wêreld. Romeine 12 sê, broers, op grond van die barmhartigheid van God roep ek julle dus nou op, om julle liggame beskikbaar te stel as offer wat lewend en heilig is, en vir God aanneemlik. Dit is julle sinvolle godsdiens. Julle moet nie in hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Ander vertaling stel dit so, ek wil nou 'n baie ernstige versoek tot julle rig. Ek doen dit omdat julle begryp hoe baie God vir julle omgee. Gee julle lewe aan hom. Julle moet lewende offers in God se hand wees. 'n Lewe wat voltyds afgesonder is vir hom, is presies waaroor godsdiens gaan. Moenie tuis raak in hierdie wêreld met al sy boosheid nie. Nee, laat God julle van binne af nuut maak. Laat hy julle manier van dink verander, sodat julle kan weet wat hy van julle verwag. Dan sal julle ook weet wat sy wil is, en hoe julle hele lewe elke dag aan hom moet oorgee. Hier sien ons 7 maniere waarop ons 'n Bybelse wêreldbeeld kan ontwikkel. Eerstens, reageer op God se oproep. Paulus dring by die gelowiges daarop aan om iets te doen. Een van die vertalings praat van ek smeek julle. Ons word gevra om 'n besluit te neem met ons wil. Tweedens, laat jou optrede vloei vanuit jou geloof. Paulus maak 'n skuif vanaf die eerste 11 hoofstukke van Romeine deur te beweeg vanaf geloof na optrede, vanaf beginsels na die praktyk, vanaf doktrine na plig. Teologie en dogma was nooit bedoel gewees om koud en leweloos te wees nie. Dit moet altyd 'n praktiese toepassing hê. Hy sê dus, gebaseer op jou posisie in Christus. Hierdie is wat jy nou moet doen in die praktyk. Of wat jy glo omtrent die Bybel, bepaal jou geloof en jou optrede. Wanneer Paulus die woord broers gebruik, beteken dit letterlik hulle wat vanuit dieselfde baarmoeder kom. Dis 'n aanduiding van sy gevoel oor die lede van God se groot familie. Hy smeek die gelowiges, nie die ongelowiges nie, om iets te gaan doen wat hulle nog nie gedoen het nie. I'm not sure what religion my family is. It's the one that forbids running with scissors
And eating before dinner is the worst sin, sê die oukie. En daarin laat God se genade jou motiveer. Party vertalings gebruik die woord barmhartigheid. God is nie net genadig of goed vir ons eenmalig nie, maar keer op keer. Hy is konstant en gedurig vol van genade. Johannes Calvijn het geskryf, ons sal nooit God kan aanbid en dien met 'n opregte hart nie, totdat ons verstaan hoe diep ons in die skuld is vir sy genade nie. God het soveel genade teenoor ons betoon, dat ons nie anders kan as om ons lewens volledig oor te gee aan hom nie. Baie van ons dink dat ons met een of ander boetedoening doen, of offer bring om te kwalifiseer vir God se genade. En dalk het ons die kat in die ster beet. God oorlaai ons met sy goedheid en guns en genade, ten spyte van wat ons doen. Dit behoort ons te motiveer om in oorgawe vir hom te leef, en alles aan hom toe te wy. Die meeste van ons weet dat ons vergewe is, maar baie van ons oorskat ons eie goedheid, terwyl ons die genade onderskat, wat ons ontvang het. Prayer is not trying to twist God's arm to make him do something. Prayer is receiving by faith what he has already done. Iemand het dit so beskryf, God's grace is demonstrated when we get what we don't deserve, whereas mercy keeps us from getting what we do deserve. If I received what I deserve, I'd end up in hell. Klaagliedere 3 sê, en deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut, u trou is groot. Omdat God so aanhoudend goed is vir ons, kan ons entoesiasties reageer deur ons lewens aan hom toe te wy. En wat jy glo omtrent die woord van God, sal bepaal hoe jy die wêreld rondom jou gaan sien. As jou wêreldbeeld nie vanuit God se woord kom nie, sal dit deur die wêreld gevorm word. Vierdens, gee jouself as 'n lewendige offer. Paulus moedig die gelowiges aan om hulle lewens aan te bied as lewendige offers. Dis 'n term wat hy gebruik om die offerande van 'n dier op die altaar mee te beskryf. Dit bevat die gedagte van 'n eenmalige offer, sowel as die idee van jou greep prysgee. In die Ou Testament is 'n lewendige offerdier na die priester gebring, terwyl die eienaar sy hande op die dier gelê het as 'n simbool dat hierdie dier nou sy plek inneem. Die dier word dan geslag, die bloed word op die altaar besprinkel en die offerande word heeltemal verbrand. Vir die Jode was hierdie idee van 'n lewende offer 'n vreemde een. Dit was iets wat hulle nog nie voorheen van gehoor het nie, behalwe in die geval van Abraham, wat sy seun Isak lewendig op die altaar geplaas het. Hulle was gewoond daaraan om 'n dier op te offer deur dit dood te maak. Wanneer jy 'n offer aan die Here gegee het, kan jy dit nie terugvat nie. Paulus bedoel dus dat ons hele liggaam aan Christus sal gee, nie net hier en daar 'n stukkie nie. 1 Korintiërs 6 vers 20 sê, julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik. Die woord liggaam bevat die totaliteit van ons hele lewe met al ons aktiwiteite. Die denke van ons tyd vertel vir ons dat ons liggaam vir ons moet vertel wat om te doen. Maar die Bybel sê dat ons juis ons liggaam na God moet bring as 'n lewendige offer. Die liggaam is 'n wonderlike dienaar, maar 'n aaklige baas. 'n Vark en 'n hoender stap saam aan die pad af tot hulle 'n plakkaat sien wat kos vir die hongeres adverteer. Die hoender sê aan die vark, ons moet 'n bydrae lewer vir daardie waardige saak. Ek sal eier gee, dan gee jy die ham. Die vark het geantwoord, nie so vinnig nie. Vir jou is dit 'n bydrae, maar vir my is dit totale oorgawe. For you, that's a contribution, but for me, it's a total sacrifice. Te veel van ons hou daarvan om net 'n paar bydraes te maak, maar ons weerstaan die gedagte van totale oorgawe. God wil nie net 'n deel van ons lewe hê nie. Hy wil hê dat ons totaal oorgegewe aan hom moet wees. God is op die uitkyk na gelowiges wat uitverkoop is aan hom. Soos iemand gesê, die probleem van lewende offerandes is dat hulle gedurig van die altaar probeer afkruip. En Paulus gaan aan deur te sê dat die offerande van ons lewens 'n heilige, aanvaarbare offer moet wees.
Offerandes was gewoonlik sonder enige merke of defekte. Net so word daar van ons verwag om ons beste te gee, nie net ons oorskiet nie. Wanneer ons dit sou doen, sal ons 'n aanvaarbare offer wees wat vir die Here aanneemlik is. Hierdie offer is ons geestelike aanbidding en diens. Aanbidding is nie net iets wat ons op kerkdae doen nie. En ware aanbidding is wanneer ons liggame aanbied as lewendige offerandes aan hom, wanneer ons hom dien elke dag van die week. 5. Weerstaan kompromie met die wêreld. Moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie. Die grammatika wat gebruik word sê letterlik, hou op daarmee om soos die wêreld te probeer wees. Met ander woorde, dis ons normale manier van leef. As hy praat van die wêreld, praat hy van die populêre kultuur van ons tyd, wat in rebellie is teen God. Ons word daagliks gebombardeer met onbybelse wêreldbeelde deur die media, ons ontspanning, musiek, sosiale media, die internet, nuus, politiek en die onderwys. Dis alles bedoel om ons gelyk te maak aan die populêre denke. Partykeer kan ons so dieselfde lyk soos die wêreld rondom ons dat mense nie meer enige sigbare verskille kan sien tussen Christene en nie-Christene nie. Iemand wat konformeer is bang om anders te wees en probeer juist te lyk soos al die ander. Christene is nie veronderstel om 'n verkleurmannetjie te wees nie. Eksodus 23 sê, jy mag nie agter die meerderheid aandoen wat verkeerd is nie. Wat jy in 'n hofsaak getuig, mag jy nie verdraai nie, al doen die meerderheid dit ook. Jakobus 4 vers 4, weet julle nie, julle ontrou is, dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Party van ons staar ongelooflike versoekings in die oë. Jy voel dalk hoe jy ingesleep word om maar kompromie aan te gaan, te swig voor die versoeking, om maar saam te gaan met die manier waarop jou vriende vir jou lei. Jy moenie ingee nie. Ongelukkig en die wêreldse waardes en modes al so deel van party van ons se lewens geraak, dat ons dit nie eens meer agterkom nie. Almal ken die moderne gelykenis van die padda in die pot. As jy in 'n padda sou gooi en 'n pot kokende water, sal jy onmiddellik uitspring, bewus van die gevaar. Maar as jy dieselfde padda in 'n pot lou water sou sit en stadig die hitte sou vermeerder, sou hy gerieflik dryf in die water totdat hy uiteindelik doodkook. Wanneer omstandighede geleidelik verander, word die padda mislei deur die stadige toename in temperatuur. Soos die padda is ons almal vatbaar vir die misleiding van ons sintuie as dit geleidelik gebeur. Dit is maklik om die agteruitgang van ons kultuur te blameer as die rede hoekom ons mislei word. Een skrywer verduidelik dat die water waarin die padda homself bevind dalk ons eie geestelike apatie is, ons traagmeinigtigheid, ons gebedlose irrelevantie. In wese is die padda in die gevaar om dood te gaan in sy eie water. Dalk moet ons meer verantwoordelikheid aanvaar vir ons eie situasie. 6. Word deur die woord getransformeer. Die negatiewe opdrag dat ons nie gelyk moet word in die wêreld nie, word nou opgevolg deur die positiewe opdrag, word getransformeer deur die vernuwing van jou gedagtes. Dit verwys na innerlike verandering. Moenie dat die wêreld jou probeer inforceer in sy koekie-vorm nie, maar laat God jou gedagtes vorm van binne af. Die werkwoord bevat die gedagte van iets wat gedurig moet gebeur. Hou aan om getransformeer te word. Dis waar ons die woord metamorfose vandaan kry. En metamorfose is nie iets wat ons op ons eie kan regkry nie. Dit verwys na 'n diep innerlike verandering, 'n totale verandering van die binnekant af buitekant toe. Dit vereis 'n verandering in wese, soos toe Jesus verander is op die berg van verheerliking. Daar is sy voorkoms voor hulle oë verander, sy gesig het begin straal soos die son en sy klere het wit geword soos die lig. As jy nie intentioneel verander gaan word deur God se woord nie, gaan jy verander word deur die wêreld. 2 Korintiërs 3. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. In die 7de plek, laat God se wil jou wil word.
As jy wonder wat God se wil vir jou lewe is die beste plek om te begin by Romeine 12 vers 1. Totdat jy nie jou liggaam, hart en wil en siel aan hom gegee het as 'n lewendige offer nie, sal jy nie verstaan wat vir hom goed en aanvaarbaar is nie. Jy sal nie sy perfekte wil erken nie. Jy sal nie 'n goddelike wêreldbeeld hê nie. 'n Bybelse wêreldbeeld is 'n siening van die wêreld wat die lewe se grootste vrae beantwoord vanuit die Bybel. Brett McCracken het so 'n lysie saamgestel van hoe 'n Christen se wêreldbeeld behoort te lyk. In teenstelling met 'n glo in jouself wêreld, roep die Christendom jou op om jouself prys te gee en jou kruis op te neem. In teenstelling met 'n doen wat jy wil wêreld, wat individualisme aanmoedig, roep die Christendom jou op om al meer soos Jesus te word, om navolgers van God te wees. In 'n gierige koop my verbruikerskultuur word die Christen opgeroep om gasvry en vrygewig te wees, met 'n bereidheid om ons materiële besittings prys te gee. In 'n selfgeoriënteerde wêreld met sy selfhelpresepies, selfgelding en selfiesfoto's, roep die Christendom ons op om dienaars te wees wat fokus op ander. In 'n wêreld wat sê dat jy vry is om te doen met jou liggaam net wat jy wil, sê die Bybel dat ons God moet verheerlik met ons liggaam. In 'n seksuele progressiewe kultuur wat enigiets toelaat, sê die Christendom dat seks bedoel is binne die huwelik tussen een man en een vrou. In 'n wêreld van ek besluit self, wat abortus normaal gemaak het, met die doodmaak van ongebore lewens, sê die Christendom dat alle mense gemaak word na die beeld van God en dus waardig is en beskerming nodig het. In 'n pluralistiese wêreld waar verskeidenheid van gelowe aangemoedig word, 'n wêreld waar alle paaie na die hemel toe lei, sê die Christendom dat daar net een pad hemel toe is, deur Jesus Christus alleen. Die Bybel gee vir ons al die antwoorde wat ons nodig het. Waar kom ons vandaan? Ons is geskep deur God. Wie is ek? God het my na sy beeld gemaak, man en vrou. Wat is my doel? God het my geskep sodat ek hom kan leer ken en volg. En my doel is om die aarde te vul en daaroor te heers, as 'n goeie rentmeester tot eer van God. Wat is ons grootste probleem? Ons is sondaars wat kort kom aan die glorie van God, omdat ons sy autoriteit met trots weerstaan. Hoe word die probleem opgelos? Jesus het gesterf as die finale offerande vir sonde en opgestaan op die derde dag. Wanneer ek sou wegdraai van ons selfgesentreerde paaie en my vertroue sit op Jesus as my redder en Here, sal ek gered word. Hoe moet ek lewe? Ek behoort te lewe op die manier wat Jesus vir my kom wys het, naamlik om God en medemens lief te hê. En wat gebeur as ek doodgaan? Ek gaan of hemel toe na die Here vir altyd, of ek word geskei van God deur hel toe te gaan vir ewig. Generaal William Booth, die stigter van die Salvation Army, is eendag gevra na wat sy rede is vir sy sukses. Na 'n oomblik se aarzeling het sy oë vol trane geskiet en hy het gesê, ek sal jou die geheim vertel. God het alles van my gehaat. God has had all there was of me. Daar is mense wat meer breins gehad het as ek, mense met meer geleenthede, maar vanaf die dag wat ek die armes van Londen op my hart gehad het en 'n visie ontvang het van Jesus met wat hulle kan doen, het ek tot die besluit gekom dat God alles van William Booth kan kry. Vir William Booth was Jesus sy Here en alles het aan Jesus behoort. Jesus is ook my Here en alles wat ek het behoort ook aan hom. Andrew Murray het geskryf, God is ready to assume full responsibility for the life wholly yielded to him. God is gereed, is jy? Dalk is dit tyd om jou lewe opnuut terug te sit op die altaar en jou lewe op te offer aan hom, as 'n lewende offerande wat vir hom aanneemlik sal wees. Want Jesus het sy alles vir jou gegee. 'n Jong seun kom eendag kerk toe op 'n koue wintersdag om uit die waaiende sneeu te kom. Hy het probeer om koerante te verkoop, maar nie 'n enkele mens het gestop om een by hom te koop nie. Hy glip by die agterkant van die kerk in die hoop om bietjie warm te word en dalk op te vang met sy slaap. Alhoewel die Sondag gemeente maar karig was, het die seun aandag gegee in die preek en is hy diep aangeraak daardeur.
Toe die prediker klaar was, het hy die kollekte opgeneem. Die Hakans het van ry tot ry beweeg, en toe die kollektebordjie by die seun kom, het hy daarna gestaar vir 'n ruk en dit op die vloer gesit. Toe doen hy iets baie vreemds. Hy staan op en trap reg tot binne in die kollektebord. Teen hierdie tyd het al die mense omgedraai en gestaar na die seun. Toe hy opkyk, het hy groot trane gehad en oor sy wange gerol het. Hy sê, oom Dominee, ek het nie enige geld nie, want ek het geen koerante vandag verkoop nie. Maar as Jesus sy lewe vir my gegee het, dan gee ek graag my lewe aan hom. Die persoon wat niks het om te gee behalwe homself nie, is in staat om die grootste geskenk van almal te gee. Ek sal nie 'n Bybelse wêreldbeeld ontwikkel totdat ek my liggaam as 'n lewendige offer aan God gegee het nie. God wil nie ons moet gaan lê op die altaar soos 'n dooie offerande nie, maar eerder ons lewens onselfsugtig uitleef vir hom as lewendige offers. So hier is ek, Here. Ek lê my lewe voor U neer as 'n lewende offer. Ek gee myself aan U. Ek wil nie langer net vir myself lewe nie, maar wil graag vir U lewe. Dankie dat U my wêreldbeeld gaan vorm, hoe meer ek my hart volmaak met die waarheid van die Bybel. Transformeer my lewe, sodat ek elke dag 'n lewendige offer vir U sal kan wees. Amen.